As jy jou Bybel saamgebring het, daar is so twee teksgedeeltes wat ons gaan na kyk. Die een is Lukas 14 en ook Matteus 21. Ek Matteus 21 oopmaak. Ons gaan daar lees van vers 28 af en ook dan later Lukas 14. Ons het 4 weke terug begin met 'n reeks in ons gemeente wat gaan oor gesinne, verhoudings, families. Dis ons fokusmaand en fokusTyd in ons jaar. Ek dink is ons 4de jaar dalk dat ons hierdie tyd van die jaar juis met die oog op ons vrouekampe en ander kampe en al die dinge daarmee saam graag wil hê dat ons moet besef, dit is tog waaroor die lewe gaan. Ek dink die reeks is baie goed begin, baie volledig ook begin, dat elkeen van ons daardie oggend moes besef, soos ons elke jaar vir mekaar sê, dat die lewe gaan oor verhoudings, nee. Ons gesê het, jy is net so gelukkig soos wat jy is in jou verhoudings. Nie jou bankbalans, nie jou besittings, nie enige ander ding in hierdie lewe bepaal jou geluk soveel so as wat die verhoudings waarbinne jy leef. En jy waarskynlik kan ons dit nou omdraai ook, nee. En sê ook hoeveel ongeluk en hartseer en ellende kom ook van gebroke en gebrekkige verhoudings. So vanoggend stap ons maar net weer aan en is ook nie 'n nuwe tema vir ons gemeente nie, maar gaan ons ook net weer kyk na die ja's en nee's van verhoudings. Dat ons uitgenooi word. Eintlik is dit 'n appel op my en jou lewe dat jy 'n ja en 'n nee uitspraak sal maak op jou verhoudings, op jou lewe en dan in besonder dat dit van binne afkom. Kyk, ons dink baie keer dat die lewe van buite af moet verander en dan sal ek aan die binnekant verander. Nee. So maak ons mos en ons sê goed, nee, as dinge net aan die buitekant kan verander, as ek net nie meer hier gaan wees nie, maar ek kan op 'n ander plek wees. As ek net in Kaapstad kan bly, hulle speel goeie rugby tans, maar as ek net daar kan bly en nie hier nie, dan gaan dit uitwerk. Of as ek net iets anders kan doen, as ek hierdie werk kan los en ek kan daai werk doen. Of as ek net nie meer saam met hierdie vrou kan wees saam met daai vrou. Kyk, as die ding aan die buitekant kan verander, dan sal ek ding aan die binnekant kan verander. Vanoggend word jy opgeroep om vir jouself te hoor. Dit kom van hier af. Ware lewensgeluk gaan oor 'n daaglikse ja wat van binne afkom, nie van buite af nie. So die vraag vanoggend is net, waaroor gaan die lewe, hierdie een lewe wat jy het, waaroor gaan dit vir jou? En dit klink na enige ou vraagie wat ons baie keer eintlik elke Sondag vir mekaar vra. En elkeen van ons sit met beelde, ons sit met idees oor die werklikheid. En baie keer is daai goeders al van die onderbewuste, nee. Navorsing sê vir ons dat daar's gewoonlik 2 of 3 groot waardes wat jou lewe dra, wat maak dat jy die besluite maak wat jy maak, wat maak dat jy opstaan op 'n sekere tyd, dat jy gaan slaap op 'n sekere tyd, dat jy sekere plekke heen gaan, dat jy jouself weerhou van sekere plekke, dat jy sekere dinge doen, dat jy sekere oproepe maak, dat jy sekere websites besoek. Daar's 2 of 3 groot waardes wat onderliggend deel is van jou, wat jou totale optrede, jou absolute fundering en motivering agter hierdie lewe is. Die vraag is net of daai goeders op die bewuslike vlak lê, of jy presies weet wat dit is wat jou dryf. Want almal van ons wil goed voel. Ek dink almal van ons wil gelukkig wees. Ek dink nie een van ons het daarmee 'n kwessie nie. Ek dink daarmee sal ons met mekaar ooreenstem. Almal van ons het tog 'n basiese soeke net na geluk, na harmonie. Ons wil nie moeilikheid hê nie, ons wil gelukkig wees. Dit is baie Freudiaans, nee, Freud het gesê, ons wil almal net wegkom van pyn af, en as ons van pyn af kan wegkom, dan kan ons op 'n plek kom waar geluk is en vrede. Maar tog speel dit so bietjie anders uit, nie? Vir party van ons, en gaan kyk nou na jou lewe, soek ons geluk, vir party van ons beteken daai geluk gemak, vir ander van ons beteken dit besittings, vir ander van ons beteken dit geld, vir party van ons beteken dit verhoudings, vir party van ons beteken dit mag of bewondering of gewildheid. Daar's hierdie komponente van die lewe wat jy eintlik op hierdie stadium jou lewe voorgee. Nou ons doen dit darm nou al 'n bietjie beter as 'n paar jaar terug. Kyk, so eeue wat terug, en daar's nog baie mense in ons wêreld vandag wat nog daar is, het gedink, die goed aan die buitekant
Dit is wat gaan maak of ek gelukkig is. So as ek iets nie het nie, dan moet ek dit jou nou kom vat. Of dit nou jou land is, of jou olie, of jou wat ook al. So dit wat ek nie het nie, ek moet jou nou kom vat. En dan gaan dit, en ek dink gelukkig het daar die laaste 10 of 20 of 30 jaar ten minste in ons land 'n stuk bewustheid te kom van, nee, ek moet dit self gaan soek, nee. En sou mense begin self ondersoek doen het, mense sou daar begin bid het, hulle sou begin agterkom het, hulle moet dit self iewers gaan vind. Party mense sal besef, hulle dalk mediese hulp nodig en sal dalk op medikasie moet gaan. Party mense sou dalk gesê het, ek moet gaan aanmeld vir terapie, of ek moet dalk met iemand gaan praat. Aan die ander wyse, net die ding van, wow, dalk is dit tog ek wat verantwoordelik is vir hierdie ding. En ek kan nie altyd gaan wag vir dit van buitekant afkom nie. Maar, ek is van mening ons leef met 'n groot stuk paradoks in hierdie lewe. Want vir baie van ons beteken geluk en die beelde en die fantasie wat jy het oor die lewe, gaan baie keer oor 'n lewe van sorgvryheid, 'n lewe van nie verantwoordelikheid nie. En ek wil vanoggend dit noem, dit is die paradoks van die lewe. Baie van ons dink, hoe minder attachments ek het, hoe minder commitments ek het, hoe vryer ek net kan kom, hoe beter die lewe. Hoe gemakliker kan ek lewe, hoe meer geluk gaan ek hê. Ons kan nie, en dit is vanoggend se tema, hierdie twee dinge by mekaar uitbring nie. So ek sal die vraag vanoggend anders wil vra. Nie vir waarvoor is jy bereid om te lewe nie, of wat wil jy graag hê in die lewe nie. Maar wat is dit wat jy bereid is om voor te veg? Wat is dit wat jy bereid is om voor te struggle? Die een teks wat ons lees staan daar, wat is jy bereid om te endure? Wat is dit wat jy bereid is om moeite voor in te sit, waar jy jouself sal gesê, dis hierdie ding waarvoor ek lewe en vir niks anders nie, myself te beywer vir daai bepaalde saak of daai verhouding of hierdie ding. Waarvoor is ek dit bereid om vir moeite te doen? Ons kan geluk en verantwoordelikheid nie skei nie. Ek dink dis al wat ons vanoggend hoef te hoor. As jy geluk soek, wat jou prentjie ook al daarvan is, besonders dan in verhoudings, gaan dit van jou 'n bepaalde prys vra. Dit gaan nie van self kom nie. So ons almal wil lekker verhoudings hê, nê. Jy wil koneksie hê. En ons kan nou vanoggend, en die meeste van ons wat hier sit is in huwelike, so jy kan nou dink aan jou huweliksverhouding, maar as jy nou nie in 'n huwelik is nie, kan jy dink aan jou verhouding met jou kind, of met jou ouers, of met jou kollegas, of met jou broer, al bly in Australië, wat ook al, dink aan jou verhouding, dink aan jou totale verhoudingsnetwerk waar binne jy leef. Ons almal wil daar gelukkig wees. Ons wil daar goeie koneksies hê. Ons wil goeie intimiteit hê. Ons wil ondersteuning hê vir mekaar. Ons wil regtig voel, maar hier behoort ek, nee. Jy ken my en ek ken jou en ons kan saam hierdie ding doen. Ongeag hoe die verhouding is. Die vraag is vanoggend nie of ons dit wil hê nie. Almal van ons wil dit hê. Die vraag is jy bereid om die tawwe gesprekke te voer wat baie keer gevoer moet word? Is jy baie keer bereid om die stiltes te verduur as daar stiltes is? Is jy bereid om baie keer met die seergevoelens te sit as jy seer gemaak is? Is jy bereid om deel te wees van die emosionele psigodramas wat baie keer met verhoudings saamgaan? Want dis goed wat deurgewerk moet word. Dis nie goed wat jy net kan ignoreer nie. Party van ons settle net. Ons karring maar net so aan in ons verhouding. Dink nou aan enige verhouding van jou lewe. Daar's skade gebring, daar's gebrokenheid en dan moet dit maar self oplos. En dan vra jy op 'n stadium vir jouself die vraag: wat as dit anders kon wees? En dan begin jy al daardie verhouding waar binne jy leef verlaat. Al is dit net in jou kop. Jy begin exit. Jy raak ontevrede en begin jy dan drome en fantasieë oor van dit wat nie hier gebeur nie. Of dan kom jy in die tweede helfte van jou lewe, of dit 'n middeljaarkrisis is en of jy 70 jaar oud is en dan is jy ontnigter oor die lewe en jy sê vir jouself: is dit nou waar alles was? Is dit nou die lewe wat ek kom leef het op hierdie aarde? Wat ons vanoggend moet hoor is dat in hierdie lewe dat die geluk, die voorspoed, die harmonie
die drome en die fantasie wat jy het oor hierdie werklikheid, net kan kom deur pyn, deur lyding, deur te sit met die goed wat baie keer ook moeite en energie en aandag van jou gaan vereis. Gelukkige verhoudings vererg dit, dat jy baie keer gaan moet energie insit, dat jy baie keer moet gaan werk, dat jy baie keer die moeilike goed wat jy nie wil doen nie, sal moet gaan doen. Kyk, en ons doen gewoonlik een van twee goed, nê. As jy 'n beheerende persoon is, nê, dan domineer jy. Jy besluit, dis hoe dit gebeur. En word die inhoud van die saak nooit hanteer nie. Die probleem word nie ontgin nie. Ons gaan net aan. Ek het nie nou tyd om oor te praat nie, ons gaan net nie weer praat nie, kom ons gaan aan. En jy's beheerend. Indien jy dalk meer van die inskikkelik is, het jy net nie die vrymoedigheid nie. Terwille van vrede, terwille van konflik, en om dit te vermy, dan raak jy net stil. Kyk jy nie die lewe regtig in die oë nie. Luister gou, skryf iemand dat hulle sê, jou lewe op hierdie aarde bestaan nie uit die goeie tye en die gelukkige ervarings wat deel daarvan uitmaak nie, maar uit die slegte momente en die slegte ervarings wat jy bereid was om in die oë te kyk. Want dit alleen sal jou vat na goeie ervarings toe. Hoor mooi? Die som totaal van jou positiewe ervarings in hierdie lewe is nie waar jy lewe gaan nie. Maar die som totaal van die slegte ervarings, die slegte momente van jou lewe, wat jy bereid was om in die oë te kyk en te hanteer en daaroor te praat en daarmee te werk en daarmee te deel, dit is wat jy by goeie ervarings kry. En hier sit vanoggend vir ons baie, wat sal sê, ek is nou op 'n ander plek as 3 jaar terug of as 5 jaar terug. Iewers moes ek begin praat, iewers moes ek hierdie ding begin hanteer, iewers moes ek verantwoordelikheid gevat het. Moes ek besluit ja of nee. Maar ek moes. En vandag sit ek op 'n beter plek. Nou Jesus het lank terug hieroor gepraat, as ons net na die teks toe gaan van Matteus 21 toe, waar Jesus dan praat. Ons weet Jesus vertel hier 'n gelykenis van 2 seuns, en die oomblik as Jesus oor 2 seuns gepraat het die mense en die Jode rondom hom dadelik geweet hy praat oor 2 keuses. In die Ou Testament het klomp verhale van 2 seuns. En as daar 2 seuns was hulle gewoonlik die teenoorgesteldes. Dink net aan Jakob en Esau en so meer. Lukas 15 ook die 2 seuns. So Jesus kom en hy sê daar was op 'n stadium 'n man met 2 seuns. En hy het vir die ene gaan sê, seun gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. En hy het geantwoord, goed pa. Maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê, die eerste. Nou ons weet dat Jesus nou in hierdie konteks praat oor die fariseërs, wat aan die buitekant ja sê, wat hulle lewe nê, met die offers en met die wette wat hulle gehoorsaam, maar hulle sê ja, maar hulle lewe wys dit ook nie op 'n ander manier nie. En dan impliseer hy eintlik, net soos hy hierna gaan skryf, maar tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God, en dat hulle miskien op die oog af lyk op hulle nee sê, maar tog gaan. Maar ek dink Jesus impliseer eintlik 'n derde alternatief. Ek dink nie een van hierdie 2 seuns is reg nie. Die een sê ja, maar hy doen nee, die ander een sê nee, maar hy doen ja. Ek dink Jesus veronderstel eintlik, hy impliseer eintlik, sê ja en dan gaan doen jy ja. Dis waarna toe jy roep. Almal van ons wat hier sit, het al vir die lewe, vir God, vir mense rondom jou, en vir die lewe as sodanig ja gesê. Op watter wyse? Of dit 'n amptelike belofte voor in die kerk was, of dit was toe jy jou kind gedoop het, of dit was toe jy iewers in 'n berg iewers gebid het. Jy het al hoeveel keer ja uitsprake gemaak? Ek wil, ja. Maar tog gebeur dit, dat ons ten spyte van daai ja's nee doen. Hoeveel keer kry ons dit nie, dat, en ek praat nou weer terug na verhoudings toe, of na geloofslewe toe nie, dat iemand sal sê, joh, ek sukkel met hierdie ding, daar's nie koneksie nie, die Here voel ver. Sê ek, ja, kom ons praat net 'n bietjie oor hoe lyk jou geloofslewe? Hoe lyk jou geloofspraktyk?
Hoe lyk jou gebede? Waaroor bid jy? Nee, hoeveel tyd spandeer jy daaraan? Hoeveel moeite doen jy met jou geloof? Kom ons gaan na jou verhoudings toe. Hoeveel tyd sit jy in jou verhoudings in? Hoe lank sit jy nou met hierdie probleem? Nee, ek en my vrou sukkel al 12 jaar met hierdie ding. Jy het ja gesê, maar vir 12 jaar, dank Vader, dat jy dalk nou doelbewus die ding wil hanteer. Ons kan nie langer swyg en stil bly. Dan is jy soos die ja-broer. Ja gesê, maar ons ploeter voort, ons karring voort. Jy weet dat die Here op hierdie stadium in jou lewe op een of ander plek 'n stuk transformasie wil bring. In jou persoonlike lewe, in jou huwelik, in jou verhoudinge, die manier hoe jy oor God dink, die manier hoe jy oor ander mense dink, die manier hoe jy sit, loop of staan. Jy weet, jy kan nie daarby verbykom nie. As jy stil word vanoggend, dat die Here op 'n manier met jou werk, want hy los ons nooit uit nie. Party van ons wil dit ontken, party van ons wil dit ignoreer. Party van ons lewe net in happy hour. Ons wil net die goeie hê. Maar die Here is besig om in die realiteit van jou lewe met jou te werk. En jy moet daai stuk onderskeiding gaan doen. Lukas 14 teks sê presies dieselfde. Dit gaan oor die eise van disippelskap. Jesus sê as jy wil kies, moet jy kies, maar daar's 'n prys. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, vers 28, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi. Nie anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. En hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Daar is 'n koste om te bereken. Daar is 'n doelbewuste ja. Luister mooi, vir die proses, nie vir die eindproduk nie. Dink aan jou verhoudings. Ons almal het mooi idees oor verhoudings. Ons almal het mooi idees oor ons geloofslewe, oor hoe dit moet wees. Jy kan nie ja sê vir 'n idee of vir 'n filosofie of vir identiteit nie. Jy sê ja vir 'n proses. Jy sê ja vir 'n commitment. Jy sê ja vir iets wat daagliks, dag tot dag in jou lewe moet gebeur. 'n Diep oortuiging. Die vraag vanoggend is, waaraan is jy toegewy? Waaraan is jy gekommit? Jesus sê self, waarvoor sal die mens sy lewe gee as losprys? Die Engelse vertaling sê, how will you exchange your life? In ruil vir wat sal jy jou lewe gee? Waarmee maak jy jou lewe vol? Vir jou werk? Vir golfspeel? Vir visvang? Ek ben as tot 'n ou wat nou die dag sy huis blou geverf het, omdat hy 'n Bloubil ondersteuner is. Waarvoor gee jou lewe? Veral na die laaste 2 weke. Waarvoor is jy bereid om jou lewe te gee? Die kultuur waarin ons leef vandag, wil ons weglok van die ja's. Hulle wil vir ons 'n lewe, en kan kyk na die advertensies op, hulle wil jou wegvat van verantwoordelikheid af. Vir sê die lewe kom maklik, hy kom lig, kom sorgvry, moenie commit nie. Almal van ons wat ouers is, weet, daar's 'n bepaalde verantwoordelikheid, kom ons gebruik die voorbeeld wat jy het teenoor jou kind. Jy moet toegewy wees. Ja, die prys sal kom, die beloning sal kom, maar jy moet jouself daar neerset. In enige verhouding waar moet jy die verantwoordelikheid vat. Gaan dink aan jou verhoudings, gaan kyk hoe lyk dit, gaan kyk na die plekke waar jy dalk sal moet gaan eerste praat. Al was jy nie verkeerd nie, of al dink jy nie jy was nie. Ons bluf onsself baie keer, ons regverdig onsself. Verhoudings is nie een van daai aspekte van jou lewe waar jy kan bank nie. Jy kan nie sê, ek het nou genoeg gedoen, so nou kan dit vir 'n tydjie, verhoudings is duur, dit vat energie, dit is 'n daaglikse ding. Ek skryf, hierdie week lees ek iemand skryf, en hy gebruik die 2 metafore, hy sê verhoudings is soos iemand wat liggaamlik wil fiks en gesond wees. Hy sê, dis ure se werk in die gym, en vroeg opstaan, en tekkies aantrek, en gaan oefen, en wat. Hy sê, sodat jy aan die einde van die dag kan sê, goed, ek is gesond, en ek is fiks, en ek lyk goed, of wat ook al. Nou gebruik hy 'n tweede voorbeeld, en hy sê,
Of dit is soos iemand wat 'n goeie sakeonderneming het. Hy sê daar's ure se werk ingesit. Jy het nagte lank jouself bekommer, en jy het groot risiko's geneem, maar was 'n stuk onsekerheid en jy het ure ingesit en nou kan jy sê goed, ek het 'n sukses gemaak van my besigheid. Toe dink ek by myself, dis miskien 'n goeie voorbeelde. Maar ek dink nie so nie. Want in beide van daai twee voorbeelde kan daar dinge van selfsprekend kom. Daar kan mense wees wat geneties, so 'n liggaam het dat hy nooit hoef te oefen nie en hy kan goed lyk. Net soos daar mense wat kan ryk erf en jy kan daai geld in die bank gaan, jy kan 'n fortuin hê sonder dat jy iets gekommit het. Of jy kan een lucky deal gehad het in jou besigheid. Verhoudings werk nie so nie. Louis en Lisma was nou 4 weke op verlof. Het gevoel so 6, ek weet ook nie meer hoe lank nie. Hulle kan nie sê, okay, nou, ons het nou vir 4 weke energie ingesit en jy dink, nou gaan ons eers vir Januarie met mekaar praat nie. Jy kan jou vrou wegvat oor see en dan dink, okay, kyk, nou het ek my deel gedoen. Of jy koop vir jou man 'n nuwe golfstel en nou is alles reg nie. Jy kan nie bank nie. 'n Verhouding begin vanoggend nie. As die son opkom, dan begin 'n verhouding se werk. En as jy vanaand gaan slaap, is vandag verby, maar môre begin van voor af. Daar is nie lucky deals nie. Jy kan niks erf nie, daar's niks geneties wat jy kan oorerf rondom verhoudings nie. Dit is 'n daaglikse ja, 'n daaglikse ja, 'n daaglikse ja. Jy moet vanoggend jouself weer hiermee konfronteer. It's part of the game of love. You can't win if you don't play. Jy kan nie van die veld afstap en verwag die spel gaan aangaan nie. So kom ons sê dit net weer. Die sukses van jou verhoudings, die sukses van jou lewe, hang nie af oor dit wat jy graag wil hê nie. Ons almal wil dit hê. Party self jou boeke sê, as jy regtig iets soek, dan sal dit kom. Dit gaan oor waarvoor is jy bereid om jou lewe te gee. Waarvoor is jy bereid om moeite en energie en aandag en tawwe tye in te sit? Waarvoor is jy bereid om ja te sê? Dit help nie net ons smag daaroor nie. Dit help nie net ons droom daaroor nie. Dit help nie ons het 'n fantasie of 'n idealisasie of 'n valse hoop nie. As jy ja sê, moet jy ja gaan doen. En weet, dit kos 'n prys. Dit is baie makliker om in 'n ding in te kom as om daar te bly. Dit is baie makliker om skuld te maak, as om dit te betaal. Dit is baie makliker om, ek sien party maak nou so. Dit is baie makliker om 'n gym membership te kry as om elke dag te gaan. Dit is baie maklik vir my om my dagboek vol afsprake te maak as om uit te kom. Die eerste ja impliseer 'n daaglikse aktiewe ja. Jy kan nie 'n pynvrye lewe leef. Jy moet vir jouself gaan vra, waarvoor is ek bereid om te ly? Waarvoor is ek bereid om pyn te vat? Waarvoor is ek bereid om te waag? Die lewe en verhoudings is nie maanskyn en rose nie. As 1 Korintiërs 13 skryf, die liefde verdra, dan bedoel hy, jy moet goed moet sit, wat nie vir jou lekker is nie. Dis wat verdra beteken. Daar gaan goed gebeur in jou verhoudinge wat jy nie wil hê nie. Maar jy moet dit verdra, jy moet daarmee handel, jy moet daarmee werk, jy moet daarmee iets doen. Fantasie is nie genoeg nie. So kom ons vra vanoggend net. As jy prakties gaan kyk in jou lewe. As jy wat jou tyd betref, net net aan jou tyd. As jy vir jou tyd moet gaan gee, waarvoor sê jy ja wat jou tyd betref? Net as jy jou horlosie vat, hoeveel ure, waarvoor sê jy ja in jou lewe? Want weet ook as jy vir sekere goeders ja sê, impliseer dit noodwendig dat jy vir ander goed gaan nee sê, wat jou tyd betref. Dink aan jou geld. As jy vir jou geld sê, ek sê vir sekere goeders ja wat my geld betref, gaan jy vir sekere goeders moet nee sê, want jy het net soveel geld, jy het net soveel tyd. Dink aan die moeite wat jy insit rondom sekere goeders. As jy vir sekere goeders wil moeite doen en opnuut daarvoor ja sê, gaan jy vir ander goeders net weer opnuut nee sê. Dis jou lewe. Iemand het op 'n stadium gesê, die beste beskrywing en die beste definisie van sonde is om geluk te vat wat jou nie toekom nie
en om pyn te vermy wat jy eintlik moet vat. So om geluk te vat wat jou nie toekom nie, om pyn te vermy wat jy eintlik moet vat. Waarvoor moet jy jouself vanoggend weer beywer? Ek sluit af, my laaste gedagte is net, dat vanoggend nie net 'n praatjie is oor verhoudings nie. Dan kan jy Dr. Phil op TV gekyk het, of een van daai ouens. Hierdie is 'n geloofsoefening. Dis 'n spirituele roepe van God af. Gaan lees daai teks, hy sê, ek sê vir jou ja, God spreek 'n ja uit teenoor jou, oor wie jy is. En dan moet jy gaan ja sê teenoor God. So in die eerste plek sê jy vir God ja, en dan sê jy ook daarmee saam ja vir dit waartoe jy roep, en dis verhoudings. So hier is 'n groot geloofsoefening. Jy doen dit nie net nou omdat dit die regte ding is om te doen nie. Jy doen dit en jy kry krag deur hom. Jy doen dit in die Gees. So hieroor kan jy gaan bid. En weet 'n oomblik as jy oor hierdie goeders gaan begin dink en as jy hieroor gaan begin praat, as jy jouself vanoggend net weer nuut beywer vir 'n ja in jou lewe. Is jy nie alleen nie. Daar's 'n groot geloofskrag, 'n groot dinamika wat jou kan dra. Dis God se wil waarmee ons besig is. Dis nie sommer net jou eie goedjies nie. Mag die Here elkeen van ons help om ja te sê en ja te doen. Amen.